Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Ons is vandag in Beinsvlei. Jy onthou vir Aie? Hy wat so jaag met die planter, nê? Het hy nog 'n vinniger John Deere vir hom gekry. Ons gekyk wat kan die planter doen. Daai planter het al 6.500 hektaar gedoen en as 'n vars een naby. So kom ons vind 'n bietjie uit wat is die ervaring tot dusver en kom ons kyk wat doen die ouetjie. Dit is goed met jou. Nee, wat rustig. Ja, pas is nie ons man baie nie. Maar hier by jou gaan dit alweer wild, nee. Ja, nee, ons het 'n bietjie reën gehad, ditjie en ons is geseënd in hierdie deel. Net so 'n streepie reën hier gehad. Nie die hele Beinsvlei nie, maar ja, ons het gestop met die plantery. Maar nou gaan ons alweer aan want ons het nou so 20 mm gehad, so ons kan dan nou die saad in die nat grond sit. En sê gou 'n bietjie vir my, nee, vorige keer wat ek hier so was, we staan die planter so op 3000 hektaar, het nou al nog 'n seisoen deur hom getrek. En ek sien ons daarom nou, het nou al 'n kleintjie gekry wat nou nie 'n kleintjie regtig nie, 'n grootte. Size ja. Wat bygekom het. Sê vir my, hoe die planter jou hanteer in hierdie tyd? Yes, nee, fantasties hoor. Hy het nou so 6.500 hektaar op en die normale slytasie berings en kouters wat sluit in die grond wat ons vervang en geen groot breuke wat jy hoef te staan en te weld en sulke goed nie. En as jy 'n bering breek en dis normale slytasie berings wat naby in die grond loop in die stof en in die sand en jy kan dit mos nou maar verwag van enige ding, maar dit kry jy sommer hier in die dorp by jou local bering shop in die dorp. Daar hoef nie gestaan te word en wag 'n week vir 'n bering of dit is local beskikbaar. En sê gou vir my nee, want ek wil nou by jou hoor, jy is al lank genoeg in die game met die Badger, nee? Hierdie diensplan besigheid wat hulle het op die ding wat hulle nou alles kom deurgaan en al die dinge, werk dit actually? Yes, dit werk baie goed hoor. Dis 'n 2 jaar diensplan. En ja, wel, ek het in die 2de jaar het my Badger kom deurgaan en dit het my niks gekos nie. Hulle het alles vervang wat daar moet vervang word. Dis nou hierdie is nou die 2de jaar. En ja, daai eerste ene is nou vir die eerste seisoen wat hy nou loop. En hierdie ene het 'n paar pype gekort wat nou met die slytasie van die kunsmis wat deur hardloop op daai hoë spoed het 'n paar pype opgesit. So ja, nee, dit het my niks gekos nie. En sê gou vir my nee, want hierdie planter lyk regtig nog goed soos die dag toe jy hom gekry het, nee. Want dit is nou een van die goed, jy weet, dis 'n nuwe planter, die konsep is nice, hy plant nice en al die goed, maar dan is dit altyd die vraag, hierdie Visconite of een of ander night wat hy het, wat hy die beste van maak, en daai self-lubricating bushes, nee. Dit is, jy moet vir Roan sê, hy moet op om ons te plaas ons video maak. Jy sê. Sê vir my, sluit die goeders uit of hou dit actually soos ek het nog nooit 'n Visconite bus of enige bewegende deel wat in Visconite is, vervang by my nie. Ek het gehoor, daar is ouens wat dit al vervang het, maar ek het dit nog nooit vervang nie. Ek dink myne is redelik die nuuter generasies van die planter, maar ek het nog nooit 'n Visconite bus of niks vervang. Nog net 'n bering, hierdie berings wat daar agter so in die sand loop op die kunsmiskouters en dan nou toetrapwieltjies agter se berings vervang. Nog nooit 'n drukwiel se bering wat op 'n karretjie loop, nog nooit 'n bering daar vervang nie, geen bus nie, niks. Uitstekend, okay. En dan nou is ons alweer op 13,5 km/h, nee? Ons kan nou maar 'n bietjie stories sê wel. En as ons nou kyk op daai, nee, waar hardloop ons nou soos ons 15, nee? 15.6 km/h. Ja, en dan kan ons vir jou gou vir jou die simulation wys. Nou jy's wat ek wil volgende vraag. Ja, ons kan gou na die simulation kyk. Daar is die simulation. Hy loop so op 99, 99.2, 100% van hulle. Ons het al die spoed verander, hy behoort nou op te tel na meer van hulle gaan op 100% loop binnekort. So daar's jou skips. Ja, daar's jou skips en daar's jou doubles. So teen 15.6 km/h, jy weet dan en dan vat jy hektare weg, nee. Ja, nee, ons doen met die twee planters oor die 300 hektaar 'n dag.
So dit is ja, dit En vir alles is soos nou, jy het nou net 'n venstertydperk, jy moet roer vir die volgende. Ja, nee, ons het net die grond droog af, die klimaat is nie nat sodat dit is nie 'n lekker klimaat nie. So met ander woorde, die kolletjie wat reën gehad het, droog baie vinnig af as gevolg van die res van die klimaat oor die hele streek. So jy het 'n vensterperiode van jy het 'n week of 10 dae maksimum wat die volk in die grond bly, dan moet jy klaar geplant wees. En sê gou vir my, maar as hy dan nou uit is, nê, dan sê hy alraai, dan gaan hy op hierdie soos hierdie area van julle. As die mielies op is? Ja. Ja, nee, weet jy, ek het in die verlede altyd mielies maar gerol, die meeste van die tyd met 'n rolleg, maar met die planters rol ek net as ek reën gekry het na ek geplant het, binne 3-4 dae na ek geplant het, 5 dae. En as dit ook seker daai harde reën as en as 'n klomp op een slag geval het. Ja, maar anders rol ek glad nie hoor. Maar sonneblom rol is nog. En dan sê gou vir my nee, want okay, right, julle het die tweede ene bygekry. Wat was die hoofrede daarvoor? Is dit nou maar net 'n kwessie van was die een moeg om al die hektare op sy eie te plant, het hy 'n maatjie gesoek? Ja, nee, die hektaar het 'n bietjie kwaai geraak vir een planter. So ja, toe het ek maar nog een bygekoop, dat ek hom nog 'n diensplant bygekry. Okay, so en jy weet as jy vat die op daai spoed dan, want dis 'n ding vir daai monitor om dit nou vir my te sê, nê, maar jou oeste en daai tipe van goed wat jy afgehaal het en jou plantestand na die tyd, die effektiewe plantestand, as jy happy geweest met daai? Yes, weet jy, mielie was nie 'n probleem om op te kom nie en jy weet enige planter kan 'n mielie plant. Enige planter kan 'n mielie perfek neersit. Jy weet 'n mielie is 'n maklike ding om te plant. So ons hoef nie oor die mielies te praat nie, maar die sonneblom is 'n ander situasie. Dis nie enige planter wat 'n sonneblom so presies neersit. Veral nie op daai spoed nie. En ek het verlede jaar toe by my was en jy daai spoed afgeneem, toe was dit jy sonneblom. En dit was nogal op hierdie spesifieke land en ek wens jy kon die stand gesien. Ek het nog nooit in my lewe so 'n stand gehad nie. Jy weet, dit is een ding vir 'n monitor om te sê 100%, maar as jy op die land gaan staan en jy kyk en jy het 'n 98% of 'n 95-98% stand, dan moet jy weet daai planter het sy kant. Is dit nou daai wat kyk, as Charlotte mos sosiaal tron is, mos nie ver van hier af nie. En die Tim gegooi te sê nee, hulle het minute uitmekaar uit opgekom. Ja, nee, hulle kom baie mooi eenvormig op, want die diepte is baie mooi egalig. En dan die ander voordeel van die planter, het ek jou al gesê in die verlede, bly daai saadkouter en die kunsmiskouter wat op die een raam of die een parallelle skakeling vas is. So as een diep gaan die ander ook dieper. Die saad en die kunsmis beweeg saam. Nou, terwyl ons nou op die punt is, nê, kan ons vinnig gou uitspring hier, nê? Ja, ons kan. Ek weet. Right, okay, so. Ons begin sommer hier by die kouters, nê. Ja, hulle is nog solid, nê. Ja, kyk, hierdie is nou die varre openers en hierdie beerings op hierdie varre openers loop nie altyd diep nie en hulle is meer beskerm van die grond af. So ek dink van hierdie varre opener beerings op 6.500 hektaar het ek 2 vervang. Die beerings wat baie in die grond loop is hierdie beerings, as jy nou hierdie kant kan kom kyk. Hierso by hierdie kunsmiskouter. Jy kan sommer sien die grond kom daar bo oor. Hy stoot partykeer sommer hier bo, hang af van die grond se egaligheid en of hulle is en maar ag, hulle is meeste van die tyd onder die grond. Nou dit is 'n baie goeie beering en van hulle het ek nou al redelik vervang. Ek sou sê so 6 of 7 van hulle. Wow. En dan hier is die buste. Hier is die buste wat jy van gepraat het. Ja. Hier is die Wesconite buste wat jy van gepraat het en ek kan hom vir jou beweeg heen en weer. Daar's geen speling. Daar's geen speling om hy voel soos hy nog van die fabriek uitkom. Hier is die kouters wat die saad insit en hierdie kouters is nog vas. Jy weet as jy hierso beweeg, as jy hier kyk, as jy 'n speling hier kyk en jy beweeg hom heen en weer, daar's geen speling hierso nie. En die kouters draai lekker nog. Hierdie beerings het ek nog nooit vervang nie. En dan, ek meen die toetrapwieltjies is ook een van daai goeders. Hierso is jou toetrapwieltjies hier agter en omdat jy voor oopmaak, droëgrond weggooi, loop hierdie goed normaalweg permanent in die nat grond. En ek meen dat jy soos jy moet plant, want anders kan jy nie nat grond plant nie. En ek het al wel van hierdie beerdingetjies hier binne vervang, hierso. Sê nou maar op die 6.500 hektaar, sê nou maar ook so 6-7 van hulle vervang al.
En ek meen as mens kyk hier, want hier toe ons ook nou weer daai buste. Hierso is daai selfde storie, die Weskan uitbuste, ek kan of jou heen en weer weeg, daar's geen speling op hierdie goed nie, niks. Hy voel soos 'n splinternuwe. Hy kan nie heen en weer gaan nie. So, okay. 2 jaar terug, ek het nou vir ons gesê het, jy sê die konsep is nice en dit werk en ons sal nou maar gaan kyk en al die dinge. 6.500 hektaar later, wat sê jy vir ouens sê wat belangstel in die plante? Ja, ek het nog een gekoop. So, en hulle is nie goedkoop nie, maar ek